Dit is vandag maandag 23 Maart. Welkom by vandag se luistermeditasie. Ons is in lydenstyd. Ons lees saam uit Esegiel 37 en ons gaan uit die 1983 vertaling lees. Nooi jou om saam met my tot rus te kom. Sit gemaklik met jou voete plat op die grond, rug reguit. Dan wil ek jou nooi om bewus te raak van jou asemhaling. Asem in, weet dit is my inasem. Asem uit en ek weet dit is my uitasem. Ek wil jou nooi om skieurig te wees en op te let hoe jou liggaam beweeg, soos wat jy asemhaal, ribbekas wat in en uit beweeg, soos wat jy in en uit asem. Ek steek vir ons 'n kers aan om ons bewus te maak in die oomblik dat ons asem die lewe van God is wat in ons is. Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot U eer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, vul my al meer en vorm my tot U eer. Amen. Ek nooi jou om die prentjie saam met my te kry van die profeet Esegiel, wat hier in Esegiel 37 oor 'n klomp dooie beendere profeteer, sodat die lewe van God in hulle kan terugkom. Esegiel 37 vers 1: Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die Gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene. En die Here het my om die bene laat loop en ek het gesien daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog. En toe vra hy vir my: Mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? En ek het geantwoord: Nee, dit weet ek nie, Here my God. En hy sê toe vir my: Tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle: Hoor die woord van die Here, droë bene. So sê die Here my God vir hierdie bene: Ek gaan gees in hulle laat kom, sodat julle kan lewe. Vers 7: Ek het toe as profeet opgetree, soos ek beveel is, en terwyl ek dit doen, het ek 'n gedreun gehoor. Die bene het aan mekaar toe beweeg, elkeen na die been toe wat by hom pas, en terwyl ek kyk, kom daar senings en vleis aan hulle, en word daar vel oorgetrek, maar daar was nog nie gees in hulle nie. En toe sê die Here vir my: Praat as profeet met die gees. Tree op as profeet, mens, sê vir die gees: So sê die Here my God, kom uit die 4 windstreke, gees, blaas in hierdie dooies in, dat hulle kan lewe. Vers 13: Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk,
sal julle besef dat ek die Here is. Ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe en ek sal julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê en ek sal dit doen, sê die Here. Terwyl ons so in die stilte nadink, is daar 'n wonderlike stuk sinkronisiteit wat besig is om te gebeur. Die wind waai in die agtergrond. Asof dit nie genoeg is dat die Here se woord so duidelik praat dat sy gees die asem van God lewe wil bring nie, waai die wind om ons daaraan te herinner. Ek wil jou nooi om vir 'n oomblik net bewus te word van waar in jou gemeenskap, waar in die dorp, waar in jou vriendekring, in jou familie of dalk in jou persoonlike lewe is daar dooie bene wat smeek om lewe, wat lewe nodig het. En dan vra jy in die stilte vir die Here om lewe daarin te blaas. En in 'n laaste oomblik van kontemplasie, van nadenke, hoe kan jy 'n instrument wees in die nuwe lewe waarvoor jy nou gevra het? Hoe kan ek en jy instrument wees vir die nuwe lewe waarvoor ons nou gevra het? Gees van God wat lewend maak.
Vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot U eer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, vul my al meer. Vorm my tot U eer. Amen.